Ons teksvers vandag kom uit Matteus 18 van vers 21. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? En Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Ons dink vir die volgende paar dae saam oor hierdie gesprek tussen Petrus en Jesus. As Petrus vir Jesus vra: hoeveel keer moet ek iemand vergewe as hulle iets teen my doen? Ons het gister saam gedink oor waar 'n goeie plek is om te begin gesels oor vergifnis. Ek dink 'n goeie plek om te begin is om dalk vir mekaar te sê wat vergifnis nie is nie. Vergifnis is nie ontkenning nie. Dis nie om dit wat aan jou gedoen is af te maak as onbelangrik of betekenisloos nie, en dat die wond vir een of ander rede nie meer seer is of saak maak nie. Dis ook nie om dit wat aan jou gedoen is te verskoon nie. As gelowiges gebruik ons baie keer die sinnetjie: God wil hê jy moet vergewe en vergeet, so asof God nie geïnteresseerd is in geregtigheid nie. Vergifnis is ook nie dieselfde as rekonsiliasie of heling nie. Heling het sy eie tydslyn en rekonsiliasie is nie altyd moontlik nie. Soms is die beste ding wat jy vir jouself kan doen, is om die verhouding af te sny, selfs al het ons hulle vergewe. So vergifnis is nie onttrekking nie. Maar vergifnis is ook nie 'n kort pad nie. As gelowiges word ons gevra om te vergewe, maar ons is ook deel van 'n lang tradisie wat glo dat voor vergifnis moet ons ook rou. Ons moet ook kwaad raak en aan die harde werk doen om belydenis en verandering. So vergifnis vind nie oornag plaas nie. Nie as ons regtig eerlik is nie. Dis 'n proses wat nie altyd 'n reguit lyn volg nie, maar eerder 'n plek waarby ons moet arriveer. Dis moeilik. Daarom dink ek nie vergifnis is soos 'n roltrap nie. Dis eerder soos 'n spiraaltrap wat ons om en om stap in 'n poging om afstand te kry tussen dit wat aan ons gedoen is en die lewe waarvoor ons geroep word en die lewe waarvoor ons hoop. Maar as gelowiges glo ons dat as ons onsself gee vir hierdie proses, ons perspektief stadig maar seker, soms oor 'n lang tyd, kan verander. Die pyn kan minder raak en die moontlikheid dat ons ligter kan voel. So mag ons waardering hê en respekvol wees vir die feit dat vergifnis nie ontkenning is nie, maar ook nie 'n kort pad nie. Mag ons dalk ook in hierdie tyd anders begin dink oor ons eie vooronderstellings, oor wat ons dink vergifnis van ons vra.